liewe Jesus het vir my die guts gegee om bietjie uit die boks uit te wees en ek het toe nou besluit, weet jy wat, ek gaan weer terug gaan na normaal toe, want ek wil nie mense en die jong generasie beïnvloed om jouself te moet verander nie. Ek wil hê jy moet gelukkig wees met wie jy is en wat liewe Jesus vir jou gegee het. Timeline Wessels is hier vir 'n stoepker by Marula Media. Ek is Cornelia Tirion en ek gesels vandag met haar oor haar nuutste kortspeelalbum Dis nie so diep nie. Timeline, is baie lekker om jou hier te hê vandag. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed, dankie met jou. Ook lekker, dankie. Die titelsnit Nie so diep nie gaan oor Guillain-Barré syndroom, die auto-immuunsiekte waaraan jy ly. Wat het jou geïnspireer om 'n liedjie daaroor te doen? Ek dink met hoe tyd al verloop het nadat ek siek was en toe nou weer gesond word, het ek so baie vrae gekry en dit voel asof ek nooit eintlik my storie ten volle vir mense kan verduidelik nie. Ek dink mense water dit baie af en dan voel ek maak nie die impak op hulle of inspireer hulle, of gee hulle die lesse wat ek daaruit geleer het, wat ek kan in about 5 minute, want gewoonlik soek hulle net 'n vraag in 5 minute. En baie mense het gewoonlik vir my gesê, soos gaan jou enkels ooit weer werk, en die realiteit is dat dit nie weer gaan werk nie. En dan wil baie mense 'n reaksie uit my hê, soos hoe voel jy daaroor? En ek lewe al met dit vir 10 jaar, so dan wil ek gewoonlik net vir hulle sê, soos dit is nie so diep nie, soos ek kan aangaan sonder enkels. Ek word elke dag wakker en dit is toe nou wat eintlik saak maak. So maak nie saak wat met jou gebeur nadat jy siek was nie en maak nie saak wat jou funksie nou is nie. As jy lewe, voel dit vir my soos dis nie so diep nie. We can go on. So dis nou waar die hele titel vandaan gekom het, ja. Die musiekvideo is regtig baie diep, dit het my bietjie geruk. So in die musiekvideo lyk dit asof jy kuier in die hospitaal en dan sien jy jouself op 'n bed verbygaan. Ek wil hoor, was dit vir jou moeilik om die video te speel en was dit vir jou moeilik om jouself daar te sien lê? Ek moet sê, ek het al so baie vrede gemaak met die hele siek wees, dat ek nie baie emosioneel met daaroor is nie. As ek na foto's en video's kyk, kan dit my bietjie soos hartseer maak. Eintlik net uit trots uit. Ek sê gewoonlik net soos, ek is so bly waar ek vandag in my lewe is. Maar om dit te film was eintlik net vir my heeltemal te lekker. Ons wou op 'n stadium gehad het, ek moes soos vulnerable en emosie en trane hê. Ek kon nie. Ek het dit so baie geniet. Ek love dit om voor 'n kamera te wees en liedjies te maak en kreatief te wees. So ek het so baie vreugde in my hart gehad toe ek dit gedoen het. En ek moet sê tot 'n mate is ek ook bly dat het so uitgedraai, want ek wil nie hê dit moet 'n kyker afskrik omdat dit dalk te sensitief raak nie. So nee, dit was baie lekker en ek het so baie pret gehad. Ja. Wat was vir jou die moeilikste deel van jou herstelpad en behalwe jou enkels, is daar enige ander uitdagings waarmee jy nog leef elke dag? Ek moet vir jou sê, dit was gewoonlik om nie victim te speel nie, maar ook dat mense nie dink ek sit aan nie, want ek het baie keer as ek goed gedoen het, dan verstaan mense nie heeltemal waar ek vandaan was nie. En dan sal mense opmerkings maak soos, ja, maar dit was nou al 7 jaar terug, jy kan mos nou dit doen. Dan dink ek vir myself soos, ek fisies kan nie, soos my gesondheid is nog nie op daai level nie. Dit is nie noodwendig hoe ek dit uitbeeld nie. Soos ek is baie positief, so ek lyk altyd fine, maar ek is nie. En dit is moeilik dat mense verstaan dat ek moet partykeer bietjie rustiger wees, of ek kan nie noodwendig alles doen wat almal anders doen nie, en dan dink mense ek sit aan sodra ek vir hulle die waarheid probeer vertel. So regtig, dit is nie my enkels wat my die meeste pla, of wat die moeilikste is nadat nie, dit is eintlik mense se reaksies, en om net in te pas in 'n normale lewe waar almal anders, nie almal nie, maar meeste van die mense net normaal aangaan wat gesond is. Ek hoor jou. Maar op die noot van dis nie so diep nie. Ek het gesien jy boer nie net op speellyste nie, jy boer met hoenders ook. Hoe het jy besluit om hoenders te kry? Ek is ongelooflik lief vir diere. Ek lewe op enige tipe diertjie, maak nie saak wat dit is nie. En ek wou graag 'n Great Dane gehad het, want ons het met Great Danes groot geword en toe besef ek my werksure is nie so lekker nie, want daar gaan nie heeltyd iemand by die huis wees nie. En ek travel baie. En 'n Great Dane is dan te veel verantwoordelikheid. En ons het al hoenders gehad toe ons klein was. Besluit ek, weet jy wat, ek moet dalk weer 'n hoendertjie of 2 kry. Toe kry ek 10. Maar hulle maak my lewe baie gelukkig, want hulle is nie te moeilik om na te kyk nie. So as mens kan kossies in hulle koop sit. Ek het vir hulle hele huis gebou daar, wat vir 'n hele week hulle sal hou en hulle sal fyn wees. Maar ten minste is ek nou nie vir weke aan die een weg nie. Ek sien hulle ten minste elke 3de dag, ja. En nou is al 10 saam met jou in die bed. Ek het dit ook gesien. Maar as my ouers nie die beter sê gehad het nie, Ja. sou hulle saam in die bed geslaap het. Maar ek weet my ouers doen dit vir higiëne en vir dit is eintlik net beter dat die hoenders in hulle eie huisie slaap, maar ek sou regtig dat hulle saam in die bed slaap. As Suid-Afrika Coachella gehad het, wie sou jy graag op die verhoog wou sien?
Bernice West. Wel, internasionaal. Nee, so as dit Suid-Afrikaanse kunstenaars is. Daar is so 'n ander artist wat ek verskriklik baie love, wat bietjie meer alternatief is, en ons Henkel. Hy gaan as Vreemd. Dit is sy artist name. Ek hou altyd eintlik van die meer alternatiewe artists wat nie noodwendig net sokkie musiek skryf nie. So ja, soms kan ons sê Bernice en Vreemd, ja. Ek wil bietjie oor jou voorkoms ook gesels. Jy het gegaan van langer, bietjie blonde hare na blonde bob en ek voel dit was jou look gewees vir so lank. En toe met krone laas jaar, net voor krone, toe jy jou hare donker gekleer en toe loop jy uit op die verhoog met 'n donker bob en nou is jou hare nou nog bietjie langer. Geniet jy dit om so met jou voorkoms te speel en dink jy jou voorkoms speel 'n groot rol in jou handelsmerk as sangeres? Ek moet vir jou sê, dit was 'n groot keuse om weer terug te gaan na die brein toe, want hierdie is my natuurlike haarkleur. As 'n sanger dink ek jy moet vir lank dieselfde hare hê, sodat jy makliker gekenmerk word, want obviously toe ek my hare nou weer verander, dan is dit bietjie moeiliker om my te herken en my aan 'n spesifieke look te assosieer. Maar vir my het ek met die musiekbedryf, ek was about so 'n jaar en 'n half, en net ek baie agtergekom dat dit raak baie fake as ons heeltyd ons hare gaan doen en heeltyd fake lashes opsit en net make-up oral dra, en ek voel dat liewe Jesus het vir my die guts gegee om bietjie uit die boks uit te wees, en ek het toe nou besluit, weet jy wat, ek gaan weer terug gaan na normaal toe, want ek wil nie mense en die jong generasie beïnvloed om jouself te moet verander nie. Ek wil hê jy moet gelukkig wees met wie jy is en wat liewe Jesus vir jou gegee het. So toe besluit ek, weet jy wat, ek gaan nou weer terug gaan na die brein toe. En nou groei ek weer my hare lank uit, want nou is ek net weer 'n bietjie lus vir verandering. Ek gee glad nie om oor haarsny. Nou haarsny is mos nou nie fake nie. Dis net bietjie kreatief. Ja. So ek het daai blonde look gelove, en ek dink dalk eendag sal ek net bietjie weer in dit ingaan, maar vir nou wil ek bietjie meer natuurlik wees. Ek sê ook altyd nee vir mense wat my botox wil doen of whatever, want ek voel ek het 'n verantwoordelikheid met my platform en ek wil graag die mense goed beïnvloed. Ja. En jy is nog so jong. Ja. Ek dink nie dis iets waaraan jy nou of ooit hoef te dink. Ja, en ek voel net vir my jammer, want dit word so enorm op sosiale media om jouself te verander. En ek wil net vir mense wys dat jy kan ook kom waar ek is sonder om jouself te verander. Jy het nou jou verhouding met Jesus genoem. Watter rol speel Christendom in jou lewe? Christendom was al 'n rollercoaster vir my in my lewe. Ek het nie ek was nie geforseer van geboorte af om 'n Christen te wees en om sy kerk toe gegaan en so aan. En deur my hospitaal journey het ek baie getwyfel, en dan was ek weer all in en all out. En ek dink dit is die mooi van Christendom, is die Jesus sal altyd weer vir jou wag as jy deur so 'n fase gaan. En nou het ek groter geword en ek het besef dat ek nie liewe Jesus fisies moet soek nie, maar ek sien liewe Jesus in ander mense. En ek weet dat almal wat vriendelik is met my is liewe Jesus wat goed is vir my. So nou weet ek net na alles wat gebeur het, en ek het nog steeds nie dood gegaan nie, I guess, dat liewe Jesus is nie om speletjies te speel en my lewe moeilik te maak nie. Hy het my eintlik soveel meer gegee as wat hy weggevat het. So ek wil ook altyd vir mense sê, soos moenie voel jy mag nooit weer terugloop na Jesus toe as dit 'n moeilike tyd was nie. Soos hy sal altyd daar wees vir jou, en ek is baie bly ek kon dit sien, want dit was maklik om weg te loop as ek nie kon asemhaal nie, dat ek nie kon beweeg nie, dat dit het vir my gevoel ek was soveel onreg ingedoen. Ek is so bly ek kon weer terug gaan na Jesus toe en wees soos ek weet wat hy vir my doen, en ek sal altyd vasklou aan die vertroue, want hy is altyd daar. Ja, dankie vir daai. Dis baie waar. Waar kan aanhangers na hierdie kortspeelalbum gaan luister? Hy sal op YouTube wees en op Spotify en op Apple Music, en ek post baie daaroor op my sosiale media. Al my sosiale media is onder Tamlyn Wessels official. So gaan luister dit wherever jy kan. Daar is 3 van die liedjies wat 'n YouTube video op het. So ek is baie excited. En daar het jy dit. Gaan luister aan musiek, gaan kyk aan musiekvideo's en onthou, dis nie so diep nie.